God het reeds 'n plan gehad. God het reeds uit 'n plek van liefde en intimiteit 'n woord vrygestel, want liefde kry 'n stem lank voordat daar sonde was. Lank voordat daar gebrokenheid was, lank voordat daar afstand was, het liefde 'n stem gehad oor hierdie aarde waar ek en jy vandag lewe. En dit transformeer. God praat uit 'n plek van liefde, maar die woord sê God is liefde. En wanneer God praat, kom lig uit donkerte. Wanneer die God wat liefde ingestel is, waaruit liefde gebore is, praat, gaan donkerte om in lig. Chaos gaan oor in orde. God praat identiteit oor 'n mens wat nog nie eens bestaan nie. God is liefde, dit is uit hom gebore. En daai God van liefde spreek oor hierdie aarde en donkerte word lig, chaos word orde, identiteit word vasgemaak op hierdie aarde, lank voor ons as mense nog bestaan. Omdat God van liefde is. Liefde praat eerste. Die eerste gesprek met die mens is 'n verbondstem. Wanneer God met Adam praat in die tuin, is dit nie 'n bevelende stem nie, dit is 'n stem van verhouding. Selfs na die sondeval is die eerste vraag dit, Adam, waar is jy? Wil jy moet vanoggend hierdie liefde in jou hart vasmaak, hierdie prent sien, selfs na die sondeval, selfs na God gekom het en donker en lig omgesit het, chaos en orde omgesit het, kom God en hy maak identiteit vas op hierdie aarde uit 'n plek van liefde, want God is liefde, dit word uit hom gebore, en na die sondeval kom die Here en hy sê, Adam, waar is jy? Die Here vra 'n vraag, hy sê nie, Adam, wat het jy gedoen nie? Hy sê nie, Adam, hoekom het jy my verraai nie? Hy sê, Adam, waar is jy? En hy gee spasie vir Adam om te korrespondeer. Hy gee vir Adam 'n spasie om te antwoord. God vra 'n vraag. Dis 'n stem van liefde wat soek. Want liefde roep voor dit oordeel. Liefde roep, hallo kerk, voor dit oordeel. Liefde vra voor dit veroordeel. Liefde roep voor dit oordeel, liefde vra voor dit vooroordeel en liefde soek voordat dit straf. Voordat daar sonde was daar 'n stem, voordat daar afstand was daar 'n roep. Liefde het nie gewag vir ons om te praat nie, liefde het eers gepraat. Nou ek wil vanoggend as deel van hierdie net 4 punte in jou hart vasmaak. En punt nommer 1 is dit, hoe jy praat, wys hoe jy liefhet. Hallo kerk, hoe ek en jy praat, wys hoe ons liefhet. Die woord sê in Lukas 6 vers 45 die volgende: Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons ken almal hierdie skrif. Ons sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar hier's wat die woord sê, dit sê eerste, die goeie mens bring die goeie voorskyn uit die oorvloed van goeie dinge in sy hart. Dit praat eers van 'n intensie en 'n oorvloed in ons harte, en daarna dit sê dit wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop. Verbond hou mense by mekaar, maar kommunikasie bepaal of hulle floreer. Wat in jou hart leef, kom in jou woorde uit. Hallo kerk, wat in my en jou harte leef, kom in ons woorde uit. As liefde in jou hart is, sal liefde in jou taal wees. As liefde in jou hart is, sal liefde in jou taal wees. Jou tong is die mikrofoon van jou hart. Wie weet dat jou tong die mikrofoon van jou hart is? Hallo kerk, jy kan stil wees vanoggend en jy mag dalk nie van hierdie boodskap hou nie, maar hy kom met die Bybel uit en dan gaan vanoggend in jou hart raak, want God is 'n God van liefde. En dan kan jy gaan kies om ons harte sag te maak, sodat die Here in en deur ons kan werk. Sien, ons monde is 'n mikrofoon van wat in ons harte aangaan. Watter klank stel jy vry in hierdie seisoen van jou lewe? Sien, ons het gesê, klank gaan oorwinning vooruit. Sê die profeet sê, ek hoor die gedruis van reën. Klank het gekom en toe kom die belofte. Klank gaan oorwinning vooruit. Hallo kerk, wanneer ek en jy 'n klank vrystel, is daar saad wat in die grond ingaan. En my vraag aan jou vanoggend is, wat is in jou hart? Iemand het eendag gesê, guard your heart, your future depends on it.
Jou hart is 'n broeikas vir die roep op jou lewe. En hoe gesond jou hart is en wat in jou hart aangaan, sal bepaal wat se klank jy vrystel. Partykeer stel ons 'n klank vry wat dood bring. Nie met ons intensie gehad het nie, maar daar wortel in ons harte is wat ons nog nie mee gedeel het nie. Sien, partykeer sê ek goed en as ek stil staan, besef ek, dis nie ek nie. Maar daar is iets in my hart wat nie gesond is nie, dis met by my mond uitgekom het, met my mond is 'n mikrofoon van wat in my hart aangaan. En hier is die ding, jy kan dit nie wegsteek nie, hallo kerk. Ons kan net vir die Here spasie maak om dit te genees. Ons kan net vir die Here spasie maak om in en deur ons te beweeg. Watter klank stel jy vry in hierdie seisoen van jou lewe? Is dit 'n klank van oorwinning? Is dit 'n klank van liefde? Is dit 'n klank van vooruitgaan? Is dit 'n klank wat lewe bring? Of is dit 'n klank wat dood bring? Die tweede punt wat ek vinnig wil aanraak is dit: luister is 'n vorm van liefde. Baie mense hoor om te antwoord, min mense luister om te verstaan. Baie mense hoor om te antwoord, min mense luister om te verstaan. Sien, luister is 'n vorm van liefde. Ek praat baie keer met my kinders, dan sê ek, Ruben, het jy my gehoor? Ja, pappa, hoekom luister jy nie? Sien, daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Die kondisie verander. Jy hoor baie keer goed. Die vraag is, luister ons? My kinders hoor my, maar hulle luister nie altyd nie. En Jakobus 1:19 sê die volgende: my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou te praat nie, en nie te gou kwaad te word nie. Dit sê wees gewillig om te luister. In Genesis sien ons God roep, God vra, God soek. Maar Jakobus wys vir ons hoe liefde vandag lyk in verhouding. 'n Spasie waar ons luister. Sien, liefde is nie net wat jy sê nie. Liefde is ook hoe jy luister. Hoor is passief. Luister is doelbewus. Hoor wag vir 'n kans om terug te praat, luister wag om die hart te verstaan. Ek weet nie van julle nie, maar ek is baie keer op 'n plek in my lewe waar ek aan Zal antwoord voor sy het laag gepraat het. En dan sê ons, ja, maar ons was lank getroud. Ek dink hier is die waarheid nie. Ek dink my hart het hard geword om te luister. Want ons is so besig om te beweeg, so besig om by die volgende ding te wil kom, die volgende punt, dat ons al antwoord voor ons gehoor. Ons hoor, maar ons luister nie. En dit het my hart begin roer, want ek wonder hoeveel van ons hoor die woord van God, maar luister nie. Ek wonder hoeveel van ons hoor die Here se stem, maar ons maak nie spasie in ons harte vir dit om te vestig, sodat ons gehoorsaam kan wees en in lyn kan kom met dit wat God reeds gesê het nie. Om te hoor en om te luister is twee verskillende goed. Dit sê wees gewillig om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word, want woede begin dikwels waar luister ophou. Woede begin dikwels waar luister ophou. Konflik begin waar verstaan ontbreek. Konflik begin waar verstaan ontbreek. Maar liefde begin waar iemand kies om regtig te luister. En terug in Genesis sien ons die Here sê vir Adam, Adam, waar is jy? God weet waar Adam is, maar hy gee Adam 'n kans om te praat. Want ons het gesê, wanneer God praat, transformeer die wêreld. Wanneer God vra, is daar spasie vir ons as mens om te transformeer. God vra Adam, waar is jy? God maak 'n spasie in Adam se hart om te reageer op 'n vraag. Nie net wat hy hoor nie, maar om te luister. En die rede hoekom God vra,
is omdat God self na gebroke mense luister. Heilige Hart, is God se hartsbegeerte dat ek en jy sal reageer wanneer ons geluister het. Wanneer die woord van God in ons harte vestig. Sien, kommunikasie is tweeledig. Stem julle met my saam? Kom ek verduidelik. Wie gaan my vinnig help? Sissel, kom staan hier by my. Kom ons gee maar lekker hande klap. Ek gaan vinnig vra. Hoe gaan dit met jou? Dankie self. Wat is jou gunsteling kleur? Blou. Wat is jou naam? Sissel. Wat is jou vrou se naam? Marie. Nou wil jy iets verstaan. Dink julle ek weet iets van Sissel? Ek weet. Ek weet wat sy naam is, ek weet wat sy vrou se naam is, ek weet wat sy gunsteling kleur is. Ek weet hoe gaan ek met hom, dit gaan goed. Dink julle Sissel weet iets van my? Wat is my gunsteling kleur, Sissel? Jou gunsteling kleur. Ja. Bruin. Nee, hoe gaan dit met my? Lyk baie goed, jy smaal. Dit gaan nie so goed vandag, Sissel. Kom ons gee maar lekker hande klap. Ek wil vir jou iets verduidelik. Wanneer ek en jy 'n vraag vra met intensie om te hoor, om te luister, tweeledig, dan begin ons harte ken. En God reik uit na ons toe deur sy woord en hy is konstant besig om in sy woord vir ons vrae te vra. Adam, waar is jy? Mens, kan hierdie bene lewe? Wie gaan ek stuur? God is konstant besig om vir ons vrae te vra en ek en jy moet kies om te reageer omdat ons verstaan dat God 'n God van liefde is. En wanneer ons stil word, nie net hoor nie, maar luister en reageer, dan is daar verhouding. Dan kan ons nie net sê ons ken God se hart nie, ons kan sê God ken ons hart. En my vraag vir jou vanoggend is, ken God jou hart? Ken jy God se hart omdat jy elke Sondag in die kerk is en die woord van God lees en lekker saam sing? Of kan jy vanoggend sê, maar God ken my hart? Want ek het gekies om die vrae te antwoord, ek het gekies om stil te word en my hart oop te maak en spasie te maak, om te sê, Here, hier is my hart. Ek het net gehoor nie, ek het geluister en ek het gereageer. Wanneer liefde 'n stem kry, praat dit nie eers om te wen nie, dit luister eers om te verstaan en om regtig te luister, is om iemand se hart veilig te maak. En wanneer jy regtig luister wanneer die Here praat, dan sal jou hart veilig wees en jou hart vas wees in die roeping, omdat jy verstaan dat God 'n God van liefde is en dat liefde uit hom gebore is. My vraag is jou hart veilig by God? Kies jy om te reageer? Kies jy om te kommunikeer? Kies jy om jou hart oop te maak? Kies jy om lewe te spreek? Omdat jy glo dat God 'n God van verhouding is. Die derde punt wat ek vinnig wil vasmaak in jou hart vanoggend is, ons woorde, hallo kerk, skep 'n atmosfeer. Ons woorde skep 'n atmosfeer. Wat is die geestelike klimaat in jou huis? Is daar rus? Is daar vrede? Is daar veiligheid? Sien wat ek in jy vrystel, maak 'n verskil. Wat ek in jy vrystel, verander die atmosfeer. En hier is wat die woord sê in Spreuke 18:21. Dit sê die tong het mag oor dood en lewe. Dit sê die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg daarvan dra. So ek weet nie lekker, moet ons praat of moet ons luister, hallo kerk? Of moet ons luister en dan praat? Jakobus sê, wees gewillig om te luister, met ander woorde, wees gewillig om stil te wees, jou hart oop te maak om te verstaan, sodat jy kan regeer. En dan skryf Salomo in Spreuke, die tong het mag oor lewe en dood, oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Dit sê lewe en dood is in die mag van die tong.
Wie in hierdie kerk, hallo kerk, kom, waar jy aan, wie verstaan elektrisiteit? Alright. So op skool het hulle vir ons sulke driehoekies geteken, né? Ken julle dit vir? Volt is stroom al weerstand, weerstand is volt gedeel deur stroom. Het julle so geleer? OK. Wanneer jy daai boks by die huis oopmaak, dan sien jy daar's lewendig, en dan is daar grond, aarde, en dan is daar wat hulle noem neutraal. En wanneer ek hierdie skrifgie lees, Spreuke 8:21, dan sien ek geen neutraal nie. Dit sê lewe of dood is in die mag van die tong. Wat by ons monde uitkom is nie neutraal nie, hallo kerk, dis of lewe of dood. Daar's geen neutrale grond nie. Wanneer ons 'n klank vrystel, sit ons saad in die grond en die vrug van daai saad gaan opkom, lewe of dood, nie neutraal nie. En ek moes dit in my hart gaan vasmaak, want dit het my laat dink, partykeer praat ek te vinnig. En dan sê ek, Here, maak dit neutraal. Kanselleer, ouma het altyd gesê, kanselleer. Dit sê lewe en dood lê in die mag van die tong. Wat ek en jy vrystel in hierdie seisoen bring, of lewe of dood. Wat is die atmosfeer in jou huis? Is dit een van veiligheid, is dit een van rus, is dit een van vrede? Want wat jy vrystel sal die atmosfeer bepaal, maar hier's wat belangrik is, wat jy herhaal word die klimaat van jou huis. Wat ek en jy herhaal, hallo kerk, word die klimaat van ons huis. Woorde verdwyn nie, woorde hang en woorde vestig. Woorde verdwyn nie. Die Engels sê dit so mooi, dit sê, there is no word that is not heard. Wanneer ons 'n klank vrystel, is dit daar. Dit gaan nie weg nie. Dit het 'n funksie. Dit gaan of lewe bring, of dood bring. Ek en jy kan kies wat ons vrystel in hierdie seisoen. So suurstof ongesien is en alles beïnvloed, so vorm woorde die onsigbare klimaat in ons huise. Sien ek jy is afhanklik van suurstof, ons kan dit nie sien nie, ons het dit nodig. Ons woorde werk presies dieselfde. Lewe en dood lê in wat ons vrystel. Dis hier. Dis om ons. Dis in ons huise, in ons werksplekke. Ek wil jou uitdaag vanoggend om lewe te spreek. Ek wil jou uitdaag vanoggend om lewe te spreek oor jou vrou, oor jou man, oor jou kinders, oor jou kerkleiers, oor jou leiers by die werk, oor leiers oor hierdie land. Ek wil jou vra om lewe te spreek oor staatsinstansies. Amen. Sodat die volgende generasie ook kan deel en dit wat die Here doen. Ons kan kies, hallo kerk, lewe en dood lê in die mag van die tong. Atmosfeer bepaal wat kan groei en wat nie. Weet jy dat jy kan die beste saad plant in die beste grond, maar die atmosfeer gaan bepaal of dit groei of nie. En die atmosfeer word bepaal deur wat ek en jy vrystel in hierdie seisoen van ons lewens. My vrou kyk vir my asof ek beklei vanoggend. Ek is baie lief vir jou. Sien, ons spreek ek lewe. Hallo kerk, ek is baie lief vir julle. Dankie, John T. Wanneer ek en jy bid, hallo kerk, wat in die woord van God staan, dan spreek ons lewe. Want God se woord is waar en God se woord bring lewe. En ek wil jou vra vanoggend, as jy nie weet wat om te sê nie, sê wat in die woord van God staan. Sê Here, dankie dat die son nooit oor my kinders sal sak nie, want U is hulle ewige lig. Here, dankie dat die son nooit oor Suid-Afrika sal sak nie, want U is ons ewige lig. Wat in die woord van God staan, bring lewe, hallo kerk, en ek en jy kan kies om in lyn met die woord van God, ons het gepraat oor verbond en belyning, om 'n klank vry te stel, wat lewe bring. Maar om dit te kan doen, moet ons tyd spandeer in die woord van God, intiem met God verkeer uit 'n plek van verbond,
En ons moet spasie maak, want God kan nie kompeteer met wat ek en jy weier om te verwyder in ons lewens nie. En dit wat jy moet verwyder in jou hart, maak spasie vir God om dit te genees. Want wat in jou hart is, sal uit jou mond vloei. Die laaste punt wat ek vandag wil aanraak vanoggend is dit: praat met genade. Kolossense 4 vers 6 sê, wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. So enigiemand die met goeie smaak vanoggend? Kom jy iemand opsteek? Dis in die Bybel. Dat jy moet van goeie smaak getuig en jy moet weet hoe jy elkeen behoort te antwoord. Wat jy sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak. Ek wil jou vra vanoggend, is wat jy sê vriendelik en is dit van goeie smaak? En dan gaan die woord verder en sê, ek en jy, hallo kerk, is elkeen veronderstel om te behoort en om te weet hoe ons moet antwoord. Hoe ons behoort te antwoord. Sien, want God se gees bring wysheid. God se gees bring insig. En wanneer ons spasie maak vir sy Heilige Gees om in ons harte te werk, dan weet ons wat ons moet antwoord, want hier's wat die Heilige Gees doen. Dit lei ons in lyn met die woord van God. Met dit wat lewe bring. En ons het hierdie prentjie in kerk geskep. Dat genade is 'n armsalige ding. Jy gaan okay wees. Jy gaan okay wees. Hallo kerk, genade is nie net jy gaan okay wees nie, genade is krag. Genade is ook wanneer jy by iemand staan en sê, hey, jy moet hierdie ding in jou lewe uitsort, want ons roep oor jou lewe, en as jy dit nie uitsort nie, gaan dit dood bring. Want die vrug van wat jy doen is dood. Dis ook genade. En die kerk moet op 'n plek kom waar ons bereid is om 'n lyn te trek in die sand en te staan vir wat reg is en te staan vir wat in die woord van God is. Dis ook genade. Om 'n standpunt in te neem by die werk en te sê, hoorie, maar dit is nie hoe dit werk nie, of wat jy doen is verkeerd, is ook genade. Genade is nie net toe maar jy gaan okay wees en na 6 maande is die persoon nog steeds vas in dieselfde verslawing en jy sê nog steeds vir hom, nie worry nie, ek bid vir jou, jy gaan okay wees. Genade is krag. Toe ons uit die dood uit geruk was dit deur krag van God. En die kerk moet beweeg in daai genade. Die doel van kommunikasie was nooit om te wen nie, hallo kerk. Die doel van kommunikasie was altyd om te verbind. God na mens, mens na God. En wanneer ek en jy kommunikeer in 'n woord vrystel, nie met 'n hart om te wen, nie met 'n hart om te oordeel nie, maar om te verbind, dan kom die liefde van die Here en werk in en deur ons en maak harte sag en genees harte. Maar die woord sê 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Wanneer ek en jy spasie maak vir Heilige Gees om deur ons te werk. Waarheid sonder genade breek. Waarheid met genade bou. Grace without truth is meaningless. Truth without grace is mean. But grace and truth becomes meaningful. Wanneer ons verstaan dat die waarheid ons vrymaak. Wanneer ons verstaan dis deur God se genade, nie ons eie werke nie. Wanneer ons woorde getuig van 'n God wat genadig is en getrou is. Wanneer ons woorde getuig van goedertierenheid tot 1000 generasies, omdat ons God 'n God van verbond is. Wanneer ons waarheid bring in liefde, in genade. Nie jy gaan okay wees nie. Nie waarheid in lyn met die woord van God, sodat ons 'n verandering kan sien, sodat harte kan transformeer, sodat harte kan genees.
grace and truth becomes meaningful. Hallo kerk, ek wil jou uitdaag om die krag van harde woorde in jou huis te breek. Om die siklus van stilte in jou huis te breek. Om die kultuur van oordeel en sarkasme in jou huis te breek. En te verklaar dat God ons geroep het om lewe te spreek. Om te verklaar dat God ons geroep het om 'n klank vry te stel wat lewe bring. Wanneer ons reg praat, kan liefde weer begin genees. Waar woorde verander, hallo kerk, verander die atmosfeer. En waar die atmosfeer verander, herstel liefde, en daar is spasie om te groei. En dis my gebed vir ons, as 'n kerkfamilie. Dat ons harte weer sal sag maak, sal kies om lewe te spreek in ons kerke, in ons huise, oor ons kinders, oor ons land, by die werk. Om 'n atmosfeer te skep wat lewe bring, sodat harte kan genees en kan terugdraai na God toe, wat eerste gepraat het, wat liefde eerste ingestel het, wat spasie gemaak het, vir my en jou om te kan getuig van sy goedheid. In Jesus naam. Ek gaan vra dat ons elke oog toemaak, elke hoof buig. As jy vanoggend hier is en jy het nog nooit 'n geleentheid gehad om Jesus aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker nie, dan sê Romeine 10, jy's een opregte gebed weg. Een opregte gebed weg om te deel in 'n nuwe verbond, 'n beter verbond, een van intimiteit, een van verhouding, een van liefde. Met elke oog toe vanoggend, as jy hier is en jy het nog nie daai geleentheid gehad nie en jy wil vandag sê ek kies Jesus, dan wil ek jou vra om vinnig jou hand op te steek en net vir my te sak. Jy kan vinnig jou hand opsteek en hom net sak. Ek vra dat ons as 'n kerkfamilie hardop saam met hulle bid. Hemelse Vader, ek weet dat ek 'n sondaar is. Maar ek vra vandag vir u vergifnis. Ek kies vandag om my lewe aan u te wy, om die deur van my hart oop te maak en om u in te nooi as my verlosser en my saligmaker. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in Jesus naam. En almal sê, amen. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap.